Die Bybel bevat baie liefdesverhale. Hierdie verhale wys ons hoe diep God se liefde vir ons is en hoe hy werk om ons te red. Die huwelik, die mees persoonlike en intieme verhouding, kan 'n belangrike plek wees waar ons leer om God se liefde en verlossing te verstaan. As ons die huwelik ervaar soos God dit bedoel het, kan ons waardevolle lesse daaruit leer. Ons leer dan meer oor hom, oor sy liefde, en oor hoe ver hy bereid was om te gaan om ons te red. Ongelukkig het die wêreld se siening van liefde en huwelik baie skade aangerig. Dit maak dit moeiliker vir ons om te verstaan wat God deur die huwelik vir ons wil leer. Die mens se sondige natuur het die huwelik soos baie ander dinge beskadig. Tog kan die huwelik steeds 'n kragtige manier wees om belangrike waarhede te openbaar, selfs profetiese waarhede. Dit is nie net 'n plek vir geluk nie, maar ook 'n plek waar ons kan groei en leer. In die huwelik ontdek ons dinge oor onsself, oor ons verhouding met God en oor sy plan vir ons. Hierdie week gaan ons kyk na verskeie voorbeelde in die Bybel oor die huwelik, van goeie en slegte verhoudings. Deur hierdie stories leer ons hoe God met sy volk praat, selfs wanneer hulle val. Dit help ons om hom beter te verstaan en berei ons voor vir die gebeure van die eindtyd. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 19 April. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 3, lesse uit die huwelik. En ons geheerteksvers vir hierdie week se les is in Openbaring 19 vers 9, wat lees: Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Openbaring 19 vers 9, ek lees weer. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Openbaring 19 vers 9. Ek het vandag vir Wiets Ber hier saam met my om die lesie saam met ons te bespreek. Wiets, baie dankie dat jy weer bereid is. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Wie is jy, van waar is jy, wat maak jy? Baie dankie om David, dis 'n voorreg om hier te wees. Ek is Wiets Ber, ek is die jeugleier van Virginia SDA Kerk en ek is amper 25 jaar oud. Jo. En is 'n kwart eeu. En ek het geleer om 'n sagteware ontwikkelaar te wees. So ek werk tans met graan om sagteware vir graanbedryf te ontwikkel. Baie interessant. Ek wil ook net aan ons luisteraars by die Adventiste Wêreld Radio Afrikaans baie welkom sê. En baie dankie ook aan Adventiste Wêreld Radio Afrikaans wat hierdie Sabbatskoollesse ook op hulle programme uitsaai. Ons glo die Here gaan ons elkeen ryklik seën in hierdie week se les. Wie sal jy vir ons open met gebed? Ek sal. Dankie. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie lesse te kan bestudeer. Dankie Here vir u genade en u liefde. Dankie Here dat ons uit u woord uit kan kennis en insig kry. Ek bid Here dat u deur ons sal spreek, dat u met elke luisteraar sal wees, dat ons u boodskap sal hoor en dat ons dit sal aanvaar in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Wiets. Jy het Sondag. Ek het vir 13 April, een vlees. Een vlees. En daar is baie min Bybelse metafore wanneer dit kom met God se intimiteit met ons. Maar huwelik is een van die grootste Bybelse metafore wanneer dit kom met God se intimiteit met ons. Hoe lief hy ons het en hoe lief hy wil hê ons moet hom hê. En kom ons lees Genesis 2 vers 23 tot 25 en Efesiërs 5 vers 29 tot 32. Genesis 2 vers 23 tot 25 lees: Toe sê die mens,
dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Dan Efesiërs 5 vers 29 tot 32 lees: Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So die vraag sê hierso by die les, op watter maniere weerspieël 'n huwelik tussen twee mense Christus se verbintenis met die mensdom? Nou, hier word gepraat van een vlees. Nou, toe Jesus met die Fariseërs gepraat het en verwys het na hierdie Genesis verhaal van Adam en Eva wat een vlees geword het en waar hy na die huwelik verwys het die Fariseërs 'n vraag gehad, baie vinnig. Hulle het in Matteus 19 vers 7 gevra, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Nou, Moses was natuurlik die stigters, noem mense dit 'n profeet, van die nasies geag. Maar dink net daaraan, die outeur word probeer vasgevra word, wat self dit geskryf het, Ja, Jesus. Jesus is groter as Moses. Ja, Ja. En hy word nou vasgevra. Hulle probeer hom vasvra. Ja, hulle Yes. probeer. En dit is teen God, teen Jesus se profeet. Nou hulle takt was tipies van hoe hulle Jesus benader het. Hulle het dikwels probeer bewys dat sy leringe die skrif weerspreek het. Hulle probeer hom in 'n lokval sit. Ja. Nou, 'n leeftyd soos, hier in die lesie staan, 'n leeftyd se huwelikstrou aan mekaar was die ideaal wat deur God by die begin van die menseras ingestel was. Die gevalle mensdom het ongelukkig hierdie fundamentele gawe beskadig. So, Jesus het ons as mense, 'n man en 'n vrou geskep, en hy wou gehad het ons moet een vlees word. En hierdie huwelik moet 'n leeftyd hou. Vandat ons trou tot wanneer ons doodgaan. En vandag is die huwelik nie meer dieselfde nie. Die idee van huwelik is heeltemal anders. Ja. Dis iets wat hulle maklik kan opgee. Ja, Vandag trou hulle, môre sê hulle, ag nee, ek hou nie meer van jou nie. ja. En dan word geskei. Nou, gegee hoe belangrik die skrif die huwelik ag, dis nie toevallig dat daar so baie genoem word van die huwelik nie. Ja. Die kerk is die vrou van God. Ons is in 'n huwelik met God. Ja. In so metaforiese taal. Saam met die Sabbat is een van die twee gawes wat ons in Eden geskenk was. Beide hierdie gawes was bedoel om God se begeerte vir 'n intieme verhouding met sy skepping te demonstreer. So die Sabbat en die huwelik is beide gemaak om ons intimiteit met God te verbeter. Yes. En met mekaar. En met mekaar. Yes, yes. Hier's 'n vraag aan die onderkant van Sondag wat sê, hier is 3 beginsels vir die huwelik. Eerstens, vergewe jou wederhelf, hoe onverdiend dit ook mag wees, net soos Christus ons vergewe. En tweedens, aanvaar jou wederhelf met sy of haar tekortkominge, net soos Christus ons aanvaar met al ons tekortkominge. En derdens, net soos Christus ons eerste plaas jou gade voor jouself. Hoe kan al 3 hierdie evangelie-baseerde beginsels ons help om nie net te begryp hoe God teenoor ons optree nie, maar om ook in enige huwelik van hulp te wees? Nou met al 3 hierdie beginsels van die huwelik, kan ons sê ons moet God vergewe? Nee, ons hoef nie God te vergewe nie, hy is perfek. Ja.
Kan ons hom eerste stel? Ja. Definitief. Hy stel ons definitief eerste, Ja. want hy het gesterf vir ons. Voor homself. Ja. En God aanvaar ons tekortkominge, Net soos alhoewel hy niks tekortkoming het. Ja. So wanneer ons so oorvloedige liefde aanvaar van Christus af, het ons so voorbeeld om hoe ook ons gade of ons huweliksmaat ook mee op te tree mee. Ja, hulle te behandel. Ja. Ja, en 'n huwelik is nie maklik nie. Dit is waar 'n mens sy karakters met mekaar stoei, want jy het verskillende agtergronde in hierdie onvolmaakte gebreekte wêreld. En Christus is vir ons en sy verhouding met die kerk is vir ons die ideale voorbeeld wat ons kan nastreef. Soos baie gedeeltes in die Bybel dit ook vir ons so mooi stel. Baie dankie Wiets, baie interessante les. Ons is nou by Maandag 14 April, die pragtige bruid. Nou, die lesie begin hierso dat ons moet kyk na Esegiel 16 vers 4 tot 14. En voor jy dit vir ons lees Wiets, ongelukkig hoor mense te veel in die media dat daar is 'n kind iewerster in 'n astrom gekry. Pasgebore, bebloed. Partykeer lewe die kind nog, partykeer is die kind dood. Of wanneer daar 'n drein is wat gestop is, dan word daar 'n pasgebore babietjie in die drein gevind. Soveel kinders word verwerp en weggegooi. Ons het weeshuise vol kinders. Baie van hulle wat verwerp word, mishandel word. En ons gaan dieselfde prentjie sien hierso van amper soos 'n pasgebore kind wat bebloed met die naaldstring nog aan daar op die grond lê weggegooi om dood te gaan. Om nie deel van die ander kinders te wees nie. Hierdie prentjie word vir ons hier ingekleer. So lees vir ons Esegiel 16 vers 4 tot 14. Ek lees vir ons uit die ou Afrikaans vertaling. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou navelstring nie afgesny nie. En jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie, maar jy is op die oop veld gegooi uit afskuw vir jou lewe, die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. Ontelbaar soos die uitspruitsels van die veld, het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloed bereik. Jou borste het styf geword en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien. En kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou bekleed met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fyn linne en sy veelkleurige stowwe. Jy het fynmeel en heuning en olie geëet en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek die Here. Wow. So hier praat hy met die volk Israel, met die kerk, met die kinders van God. En hier is 'n paar punte wat die uitkom. Die eerste ene is, ons het nie God gevind nie. God het ons kom vind. En toe God ons kom vind, was ons broos gewees. Ons was weggegooi gewees. Ons was verwerpbaar. En die Here het ons gekry in ons bloed.
En toe het hy die gemeente gevat en hy het die gemeente skoongemaak. Hy het sy kinders versorg, hy het hulle klere aangetrek, hy het hulle gevoed, hy het hulle sy vrou gemaak en hulle bekleed met alle mooi juwele en alles. En soveel so dat die nasies na Jerusalem toe gekom het. Ons weet van 'n baie bekende koningin. Dit sê so die koningin van Ethiopië het selfs 'n spesiale besoek afgelê om die glansrykheid van Israel self te kon sien en beleef. So pragtig het God sy volk van voorsien, dat sy 'n pragt was, 'n wonder was in die wêreld. En die wêreld het na die stad gekyk, na Jerusalem gekyk, het na die volk gekyk en gesê, wow, dis fantasties, daar is nie nog so iets op die aarde nie. Maar die probleem was dat die volk het daarna gekyk en hulle het soos die duiwel hoogmoedig geword oor hulle skoonheid en vergeet. Maar dit is God wat dit aan hulle gegee het. Want in vers 14 sê hy dat hulle volmaak was. Hy sê deur my versiersels wat ek op jou gebring het. So dit is die Here wat die gawes gee. Dit is die Here wat die vermoë gee. En ons is so geneig om te dink, nee, maar ek is oulik. Nee, hoe maklik doen ons dit nie? Ek weet, ek is skuldig. Ek is so oulik, ek is so goed. En dit is verskriklik gevaarlik, want dit is presies wat die duiwel gedoen het. En ongelukkig het ons gesien dat die kerk van God het dit nagevolg. Want wat lees ons in vers 15? Vers 15 sê, maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoreer van jou naam en jy het jou hoerery uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees. So die Here het ons geskape om die heerlikheid van God aan die wêreld te toon. Die heerlikheid waarmee hy ons, die glorie waarmee hy ons beklee. En die kinders van God het daarmee gaan hoereer. Daai skoonheid gebruik om te hoereer teen die Here. Hier is 'n vraag aan die einde. Watter gevare wag daar op ons wanneer ons op ons eie skoonheid vertrou? Dit wil sê, hoe kan ons dink dat daar enigiets in en uit onsself is wat aan ons voortreffelikheid by God gee of maak dat ons sy liefde verdien? Hoe kan ons gedurig teen geestelike trots waak? Wel, die Bybel is duidelik. Ons word nie gered uit ons skoonheid nie, uit ons kennis uit nie, of uit enigiets uit ons self nie. Ons word gered uit genade uit. Alles wat ons het, behoort aan God. En as 'n mens op die punt kan kom waar jy jou getroue tiendes en offergawes na die huis van die Here toe bring, wys, jy het vertroue en weet, dis die Here wat vir jou sorg, nie jou inkomste nie. Iets wat jy daarso wil sê? En ook enige werk wat jy vir God doen, jy kan dit nie sonder God doen nie. Jy kan nie uit jou eie uit iets goeds doen nie. En dit is vir my so mooi as jy 'n leraar se hand skud en sê dit was 'n baie mooi preek en die leraar antwoord jou en sê dis God wat gespreek het, dis nie ek nie. Amen. Amen. Nederigheid. Ja. Dinsdag 15 April. Hosea se oorspelige vrou. Dankie Wiets. So hier sien ons een van die vreemdste take wat God ooit vir iemand gee. Ja. Aan Hosea. Hy sê trou met 'n oorspellige vrou. Maar God se doel was nie om Hosea sleg te laat lyk wanneer hy met 'n oorspellige vrou trou nie, maar om God te verstaan, om die pyn en lyding waardeur God gaan wanneer sy vrou, die kerk, so teenoor hom sondig, om nie net vir Hosea om dit te verstaan nie, maar ook vir ons wat dit lees. En kom ons lees gou in Hosea 1 vers 2 wat daar gebeur het. Hosea 1 vers 2 sê, die begin van wat die Here met Hosea gespreek het, die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word. Ek gaan ook Hosea 3 vers 1, Openbaring 17 vers 1 en 2 en Openbaring 18 vers 1 tot 4 vir ons lees. Hosea 3 vers 1 sê, en die Here het vir my gesê,
gaan nog 'n keer, bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe, net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op Rosynekoek. Ja. Openbaring 17 vers 1 tot 2 lees. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Dan Openbaring 18 vers 1 tot 4 lees. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het, deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. So hier kan ons sien dat daar is 'n verwantskap tussen die hoerery in Openbaring en Hosea. Dit is dis dieselfde prentjie wat God probeer of God reg kry om in een plek te sit. Dis dieselfde die een is nou 'n metafoor in Openbaring en Hosea moes regtig met 'n oorspellige Dit werklik gebeur, maar dit was ook simboliese boodskap geweest. Yes. Albei dieselfde boodskap. Yes. Dat God se volk Israel het afvallig geword. Ja. En God wou die pyn wat die een kant ervaar, wat God ervaar, wanneer iemand deur 'n huwelik gaan en 'n oorspellige vrou moet mee trou. Ja. Dis baie omseer en pynlik. Nou, God wou gehad het ons moet dit ook voel. Ja. Ons moet daai pyn raak sien waardeur God gaan. Nie net om ons sleg te laat voel nie, maar ook om ons iets te leer van liefde. Yes. Wat ek wil net noem hierso. Ek wil net klein bietjie meer agtergrond gee. Wat God vir Hosea gevra het om doen is gaan troue hoervrou en sy gaan jou verneek. Sy gaan kinders hê by ander mans. Sorg vir haar, sorg vir die kinders. Sy gaan wegloop, gaan haal haar en wees lief vir haar, vat haar terug. Ek kan myself nie voorstel as my vrou my moet verneek nie. En dit is wat God moet verdra. En God sê juis, dit is wat julle met my doen. Julle verlaat my en dan word julle sleg behandel, gaan haal ek julle en ek voed julle weer, ek gee wat julle en dan gaan verneek julle my weer. En daar, soos wat hy sê, bring uit dat die volk kan besef wat het is wat hulle regtig aan die Here doen. Want soos wat jy in die begin gesê het, daar's geen beeld in die Bybel wat gebruik kan word om die noue verhouding wat God met ons het te illustreer soos 'n huwelik nie. Nee? Ja. Ekskuus. Ek wil net hierdie laaste paragraaf vir ons lees uit die lesie uit. Wanneer ons die finale oproep tot die mensdom gaan beleef, wanneer God sy volk roep om uit Babylon uit te kom, is dit merkwaardig dat hy sy eie volk en nie vreemdes nie roep. Hy het 'n intieme kennis van hulle, hy het hulle lief, en terwyl die wêreld na sy ergste tydperk beweeg, is hy nog steeds besig om die verlossingsprys wat hy betaal het, om ons met sy eie bloed terug te koop, aan ons aan te bied. Die kruis van Christus behoort meer as enigiets anders aan ons te toon, hoe ernstig die Here is om sy afgedwaalde volk te red. Amen. Vir 'n menslike huwelik kan ons nie meer doen as om vir 'n persoon dood te gaan uit daai liefde uit nie. Yes. Maar Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, nie net vir een vrou, vir een mens nie, maar vir almal. Vir almal, ja. En hy het vir almal so lief
dat hy dit gedoen het. Hy het die ultimate prys betaal Yes. vir ons. Amen. En nie net dit nie, maar nadat die prys betaal is ons sondaars en ons die vrou of die kerk hoereer teenoor God. Yes. Ons doen sonde. En nog steeds sorg God vir ons, soos Hosea vir daai vrou moes gesorg het. Dis hartseer. Wat sê die vraag hieronder? Op watter maniere kan enige kerk, selfs ons eie, tans besig wees om deur geestelike oorspel kosbare tyd te verbesel? Dis nou 'n nuwe woord, dis 'n ou woord, verbesel. Soos om tyd te mors, né? Wel, wanneer mense jouself besig hou met dinge wat nie tot die uitbreiding van die evangelie is nie. Daar's 'n tendens in die kerk waar daar groot bohep deur sekere mense gemaak word oor sekere dinge wat in die kerk gebeur het of iets waarmee die mense ongelukkig is. En as mense wat tot bedieninge begin net vir daai een doel. My vraag is, waarmee is jy besig? Is jy besig om die 3 engele boodskap te verkondig? Was dit tyd is jy besig om te verspil en die kerk aan te val? Om die bruid van Christus aan te val. Alhoewel die bruid van Christus hierdie vreeslike dinge doen, as jy nog steeds baie lief vir haar, moenie jou hande vir haar lig nie, want hy gaan jou nie laat vrykom nie. En dis die bewys nog van al die jare. Net om iets by te las ook, leraar EJ het so 'n mooi preek vandag gegee, en wat hy genoem het, is dat dis eintlik pleinweg, 'n mens se aandag is by onsself. Ons leef, ons het 'n werk en ons werk vir onsself. Ons werk om 'n inkomste te kry. Hier's ons lewe is op die toneelspel. En dan sit ons die kerk aan die een kant. Ons kom net Sabbate kerk toe en ons aanbid God en ons gee ons alles op een dag. Ja. Maar die res van die week is onsin. Ja. En dit moet nie eintlik so wees nie. Dis nie hoe 'n vrou vir haar man of 'n man vir haar vrou moet wees. Ja, dis nie hoe 'n huweliksverhouding moet wees nie. Ja. God wil hê ons moet ons alles vir hom gee. Yes. En daarom moet ons kant ook bring, waar ook al ons is. Amen, amen. Baie dankie. Woensdag 16 April, Isak en Rebekka. Nou Isak is Abraham se seun. Abraham was baie oud geweest toe hy die seun gehad het. Sy vrou was onvrugbaar geweest. Sy het hom gesê, vat hierdie slaafin van my, want ek is te oud, ek kan nie vir jou kinders gee nie. Vandag nog sit ons met die probleme van hierdie 2 nasies wat teen mekaar opstaan. Maar Isak is toe op die einde van die dag 'n groot man en dit is tyd vir hom te trou. Maar Abraham kyk na die nasies rondom hom en hy sien en besef, hulle volg nie ons God nie. Hulle volg nie die Here, skepper van die hemel en aarde nie. Hulle het heidense gelowe wat teen die beginsels van God is. En o, jenetjie tog, as my seun tog net nie met hulle moet trou nie. En hy's oud, hy lê al op die bed en hy sê vir sy dienskneg, ek moet jou 'n groot guns vra. En ons lees dit in Genesis, is dit nou 24 vers 1 tot 4, yes. Genesis 24 vers 1 tot 4, en Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die ouste van sy huis, wat die opsig gehaat het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here. Dit is nogal 'n snaakse gewoonte. Die mens vind dit 'n paar keer in die Bybel. Sit jou hand onder my heup of onder my been, dat jy vir my iets kan beloof. Ons doen nie meer so ietsie nie. Ek wonder nou hoe dit gewerk het. In elk geval, vers 3, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Nou, natuurlik sien ons nou en lees ons verder waar hy nou wel gaan terug na Abraham se familie toe,
Want God het ons gesê om sy vader se huis verlaat en na die land Kanaan toe gaan. Daar het hulle in tente gewoon. So dan moet hy teruggaan, en hy moet mense daar uit gaan haal. Want hy weet, dit is mense wat die Here vrees. Hy moet daar 'n vrou gaan soek. En hoe dit gebeur het is fantasties, dit is baie mooi. Die diensknegt het by die put gekom en het die Here gebid, Here asseblief, laat 'n vrou hier kom wat sê, laat ek my diere, jou diere laat drink voor ek van die water skep. Laat dit daai vrou is. Dit het toe so gebeur, Rebekka het gekom en sy sê, meneer, kan ek vir jou diere skep dat hulle kan water drink? En toe is dit juis sy liggie, familie van hom, of 'n verlang suster of iets in daai lyn. En sy het gesê, ek sal gaan, ek sal trou. Nou hier is 'n hele paar punte wat hier uitkom. Die eerste ene is, 'n mens kan dink, Abraham is darem maar 'n rasis, joh. Dit moet nie uit 'n ander nasie wees, dit moet jou nasie wees. Dis nie waaroor dit gegaan het nie. Dit het gegaan oor etnisiteit nie, dit het nie gegaan oor nasionaliteit nie, maar dit het gegaan oor teologies. Dit was 'n teologiese besluit en dit was 'n geestelike besluit. Want hy het geweet dat daardie wêreldse vrouens sy seun sou wegtrek van God af. En dit sou sy ewige lewe gekos het. Dit sou die doel wat God gehad het met sy nageslag sleg beïnvloed het. En hy het toe daai besluit gemaak as gevolg van daai redes. Dan is hier 'n paar punte. Hulle sê nou ons moet lees Genesis 24 vers 57 tot 67. Wat nou die hele verhaal vertel. Maar ons ken die verhaal so, ek gaan nie daai hele gedeelte lees nie. Hier's 'n paar punte in hierdie verhaal. Want Rebekka word hier gebruik ook, of kan hier gebruik word as 'n beeld van die kerk. En dan sien ons ook die diensknegt wat kom om die bruid te kom haal, dis die Heilige Gees. Nee? Hulle is ver van mekaar af. En die Heilige Gees moet ver, want ons is ver van die Here verwyder as gevolg van ons sondes. En die Heilige Gees moet ons daar in daai donker gat kom haal en ons harte aanroer en sê, jou man roep jou. Daar's iemand vir jou wat jou liefhet. So afgesonder, ver, en dit bewys ons geestelike toestand. Dan sy is gevra, wil jy gaan? En sy het gesê, ja, ek wil gaan. So dit moet ons vrywillige keuse wees om te gaan. En nie teen ons wil nie, of om het ander te doen, of om het ander so sê nie. Dan ook, was dit 'n reis van geloof. Sy het nooit hierdie man ontmoet nie, hierdie Isak. Sy het nie geweet hoe hy lyk nie, sy het nie geweet as dit mense is nie, maar hierdie boodskapper wat gestuur is, het vir haar oortuig dat dis iemand met wie sy sal wil trou, en sy het geloof gehad daaraan. So, het ons geloof in Christus, ons het hom nie gesien nie, ons het hom nog gevat nie, maar hy gaan ons kom haal, hy het dit beloof, en ons moet ook so in daai geloof vorentoe gaan, en hom ontmoet. En dan 5de, die vreugdevolle vereniging met Christus. Toe hulle by mekaar kom, ek weet nie of dit nou so is nie, maar wil voorkom, soos wat ons het lees, julle kan gaan kyk daar, soos Genesis 24 vers 57 tot 67. Toe sy, Isak het net ver gesien, daar kom klomp kamele aan, en sy sien ook hom in die veld nader beweeg, en sy klim af en sy vra die diensknegt, wie is dit? En hy sê, dit is hy, dis Isak, dis my Heer. Sy maak toe haar gesig toe. Die Bybel sê, hy het haar gevat in sy ma se tent, en hy het haar sy vrou gemaak. Maar ek is seker, dit was nie so kort gewees nie. Hy moes seker eers gesê het, ek is Isak. Jy is seker ver gery, jy moet seker dors wees, kom ek bring vir jy. En sy so seker, ja, ek is Rebekka, die gesig toegemaak. So ek glo dit was so vinnig gewees nie. Maar hier sien ons weer eens al hierdie voorbeelde van waar hierdie pragtige ontmoeting en hierdie pragtige troue 'n mooi skadu is van ons kerk met die Here. Ons trou met hom, ons verhouding met hom. Sy koms wanneer hy ons sy eie gemaak op die einde van die dag. Maar hier is ietsie wat die lesie hierso sê van, dit sê die grootste voorbeeld hiervan, van waar die wêreld die man geword het van die kinders van God. En waar die wêreld gehoreer het, of sal ek sê, waar die dogter iemand getrou het wat in die wêreld is.
of waar die man iemand getroud wat in die wêreld is, dit het gebeur met die kerk. Want die Christendom het verval in die toestand waar dit vandag is. En dit sê, een goeie voorbeeld is die aanvaarding van Sondagaanbidding, waar die kerk in daai tyd kompromie aangegaan het, sodat hulle ook deel kan wees van hierdie nuwe, gevestigde, Romeinse Christelike nasie, waar dit eers 'n vervolgende nasie, heidense nasie was, wat die Christene vervolg het, en hulle die Christen godsdienst gemeng het met die heidense godsdienst, en baie van die kerk het oorgegee, en hierdie aanvaar, hierdie Sondag herdenking van 'n Sabbat, wat natuurlik nie Bybels is nie. Vraag aan die einde van die dag. Ja, God het ons, sy bruid lief, meer as wat ons hom lief het. Watter keuses kan ons maak en behoort ons elke dag te maak, wat ons liefde vir God kan versterk? Terselfdertyd, watter keuses sal ons liefde teenoor hom verdof? En hier is ietsie wat ek graag vra, luisteraars, kykers, gesels met ons saam asseblief oor hierdie vraag aan die einde van die dag, dat ons gesprek kan voortgaan en nie net by hierdie bespreking van die lesie kan wees nie. Ek lees dit weer. Ja, God het ons, sy bruid lief, maar meer as wat ons hom lief het. Watter keuses kan ons maak en behoort ons elke dag te maak, wat ons liefde vir God kan versterk? Terselfdertyd, watter keuses sal ons die liefde teenoor hom verdof? En as 'n mens die tyd saam met mekaar spandeer nie, dan word jy vervreemd. Dis waar net oom het nou ietsie genoem oor die orering is nie net van jy gaan van Christen of uit die kerk uit en jy gaan word 'n heiden of iets nie. 'n heiden of 'n ateïs of iets nie. Dit is ook ander gode aanbid binne die kerk. Yes. Om instellings en valse leerstellings. Valse leerstellings is ook orering. Ja. Want jy drink van die beker van haar grimmigheid. Yes. Net soos wat Openbaring sê, dit is van haar hoerery. Ja, die vyand val die kerk van binne af aan. Ja. En bring goddeloosheid binne die kerk. Ja, ongehoorsaamheid en die gebruike van afgode wat demone aanbid. Ja, dis waar, dis ongelukkig die toestand waarin ons is, maar met al hierdie voorbeelde kan ons sien, dit is waarna dit wys, ons onsself nou in bevind. Liewe vriende, net gou 'n vinnige paar aankondigings voor ons aangaan met die les. Eerstens, die opkomende Afrikaanse kampvergadering by Sedawin. Goeiedag almal. 2025 se Afrikaans kampvergadering is om die draai. 17 tot 21 April by Sedawin in Heidelberg. Is julle gereed? Het julle al bespreek? Hierdie jaar gaan ons regtig spesiaal maak vir ons jeug. Ons spreker is Dr. Jan Harry Kabankel. En ons glo die Here het hom reeds voorberei om vir ons goeie geestelike boodskappe te bring. Elke dag na ons dienste gaan ons lekker koffiekroeg hê. Koffie, koek, tert en cupcakes. Hierdie jaar gaan ons ook 2 dae toe aan ons sport. Ons gaan Saterdag aand, nadat ons Sabbat gesluit het, Glow in the Dark frisbee doen met lekker bonfire en saamkuier. Ons gaan dan ook Sondag, na ons dienste, gaan ons volleybal toernamente hê. Het julle al geoefen? Is julle spanne gereed? Kom ons kry al ons vriende gereed. Nooi hulle, bring hulle saam. 17 tot 21 April 2025. Ons Afrikaanse kampvergadering en ons hierdie jaar regtig spesiaal maak vir julle, ons jeug. Met ons Sedawin Beautification projek het ons ook probeer om die lokaal so goed as moontlik weer reg te kry soos dit altyd was. Ons saal is uitgeverf, die gras is geplant, tuine is mooi gemaak en ons sportvelde is goed en gelyk gemaak sodat ons lekker sport kan saam hê. Nooi julle vriende, bring hulle saam, moenie hierdie kamp misloop nie. Ons gaan saam geestelik groei vir 'n tyd soos die. Die eerste Vrystaat kampvergadering in 22 jaar, van 23 tot 25 Mei. Plaas die besprekings. Die besprekings is byna vol. Ja. Wiets, dankie. Donderdag April 17, die groot hoer geoordeel. Kom ons lees Openbaring 19 vers 1 tot 9.
En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onsse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê: Amen, halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onsse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my: dit is die waaragtige woorde van God. Wanneer ons hierdie woorde lees, dan kan ons dadelik sien dit gaan oor die einde, die eindtyd en die oordeel. Yes. Nou, die prys van ontrouheid is uiteindelik baie pyn. Selfs die persoon wat geduldig is en wag en liefde gee aan die ander maat in die huwelik wat oordeel wat nou mens dit egbreek pleeg. Ja. Selfs daar gaan 'n breekpunt kom, Yes. wat hy moet sê, ek kan nie meer verder aangaan nie, dit Yes. moet tot 'n punt kom. Yes. En dit is so met God se vrou ook, met die kerk ook. Daar gaan 'n tyd kom wat God gaan sê dit is genoeg, daar is nie meer iets wat gedoen kan word. Yes. Hulle het hulle keuse gemaak en dis nou tyd vir die oordeel. Yes. En dit is eintlik nie net 'n slegte ding nie. Dis iets waarna ons baie uitsien. Ja, want dit bring 'n einde aan al die hel. God gaan al die trane, al die slegte dinge, al die oorspel, al die sonde gaan hy uit die wêreld uitvat. Amen. En dit gaan net sy vrou en God wees. Amen. Nou, hier in die onderste kant sê Ellen G. White in Testimonies for the Church, sê sy die huwelik 'n lewenslange die huwelik 'n lewenslange verbintenis is 'n simbool van eenheid tussen Christus en sy kerk. Die gees wat Christus teenoor die kerk openbaar, is die gees wat man en vrou teenoor mekaar moet openbaar. So ons het reeds gesien dat hierdie eenheid is die belangrikste ding van alles. Ja. Om een te wees met God, om een vlees te wees, om liefde vir God en vir mekaar te wees, Yes. te hê. Ja. Dan het jy, kan jy sê, meer as die jackpot. Yes. Jy het alles wat Ja. jy nodig het. Jy het Yes. net vir God nodig. Yes, amen. En dit is waarvoor Jesus gebid het. Net voor daai toe hy gevange geneem is, toe die laaste nagmaal of die laaste Pasgamaal saam met sy disippels geniet het. Het hy gebid: Vader, ek bid dat hulle een kan wees, Ja. soos ek en U een is. Sonder daai eenheid, dan hy sê sodat hulle in my en ek in hulle kan wees. Nou, wanneer ons gaan besef dat dit is al wat ons nodig het, is God, om net een vlees te word met God, dan gaan ons die grootste vreugde in ons harte hê. Yes. Ons gaan nie iets meer begeer nie. Ons gaan nie sonde wil doen nie. Yes. Jy gaan daai liefde gaan jou vul. Ja. Dit gaan nie soos 'n straf voel om die Sabbat te heilig nie. Dit gaan jy gaan nie kan wag daarvoor nie. Jy gaan uitsien daarvoor. Amen. Die laaste vraagie hieronder sê lees 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Ek sal hom lees. Dankie oom. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle eie lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie,
maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Okay, die vraagie sê hierso, wat sê hierdie verse aan ons wat aan ons volle versekering van die einde van die wêreld gee, soos dit in Openbaring 21 vers 1 tot 4 uitgebeeld word? Ja, so dit sê basies dat ons is gekoop met die bloed van Christus, vir ewig, is nie tydelik nie. Ja. En daar's daar's niks in hierdie heelal wat ons sal kan skei van daardie liefde wat God vir ons gehad het nie. Dit is so waar soos wanneer 'n koin geslaan word, toef. Dit is permanent, daai waarborg. Ek kry altyd die prentjie van Maria Magdalena en hoe sy, wanneer sy vergewe is, soveel trane in haar oë gehad het en so nederig was teenoor Jesus en daai liefde wat haar so gelok het na God toe. God wil dit vir elkeen van ons hê. Amen. Vrydag 18 April, verdere studie. Hulle vra ons moet kyk na Johannes 2 vers 1 tot 11, Matteus 22 vers 1 tot 14, 2 Korintiërs 11 vers 1 tot 5, Matteus 25 vers 1 tot 13. En ek wil u nooi om dit te gaan lees. As jy nog nie 'n lesboekie het nie, kan jy op ons webtuiste gaan. Dit is sabbatschoolles.weebly.com. Gaan klik op waar dit sê hierdie week se les en u sal dan op 'n webblad kom waar u die hele kwartaal se lesse in Afrikaans of Engels of enige ander taal in PDF vorm kan aflaai. En so kan u dan hierdie lessies saam met ons deurgaan. Ons gaan sommer dadelik na ons vrae toe. Ons het heel wat vrae hierso. Dit is 3 vrae. En die vrae vir bespreking, die eerste ene. Vra ons ook kyk na Johannes 2 vers 1 tot 11. Sal jy vir ons lees? Ek sal vir ons lees. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom: "Hulle het geen wyn nie." Jesus sê vir haar: "Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie." Sy moeder sê vir die dienaars: "Net wat hy vir julle sê, moet julle doen." En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle: "Maak die kanne vol water," en hulle het hul tot bo toe volgemaak. En hy sê aan hulle: "Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar." En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom: "Elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar." Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Amen. Nou, die vraag lees soos volg. Dit sê: hier is baie elemente in Johannes se evangelie wat Christus se toekomstige werk voorafgaan, en verklaarders het opgelet hoe Johannes se lesers se aandag opsetlik op die kruis vestig. Waar sien jy hoe verskeie aspekte van Christus se karakter en sy toekomstige koninkryk in hierdie verhaal demonstreer word? Wat leer dit ons oor die plan van verlossing of oor die uiteindelike bruilofsfees wat aan God se seun beloof word? Hier is 'n hele paar aspekte en ek wil weer eens oproep maak, gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Maar hier is 'n aanhaling uit die Koning van die Eeue bladsy 149. Dit lees soos volg. Ek gaan hier die hele paragraaf lees. Dit sê die bruilofsfees by Kana kan byvoorbeeld insigte gee oor die metafoor van die huwelik soos dit in die profesie voorkom, maar die bruilof was 'n letterlike gebeurtenis. Die woord van Christus het ruimskoots vir die fees voorsien. Net so oorvloedig word sy genade voorsien om die sonde van die mens uit te delg en om die siel te vernuwe en te onderhou. So daar is ons vir ons
bietjie 'n voorbeeld, maar gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder en brei bietjie uit watter ander gebeure sien u hierso of parallelle wat vir ons aandui oor die verlossingsplan en dit wat die Here vir ons gedoen het. Ons gaan ons tweede vraag toe. Ekskuus Wiets, wil jy ietsie sê daar? Nee, ek wil maar net genoem het dadelik toe ek aan hierdie gedink het, toe dink ek dat dit is net soos die wêreld is. Dit is hierdie vermaak wat ons het wat nie lank hou nie. Dit is eintlik nie goed nie. Ja. Maar die oomblik wanneer jy Jesus se wyn geproe het, dan is dit die beste. Ja. Dit is die goeie wyn. Dis die goeie wyn. Amen. En wie het nog 'n ding wat ek ook daar opgelet het toe ek hierdie lesie doen, is ek het eers die wêreld se wyn geproe. En toe proe ek die ware wyn wat die Here vir my gestort het, né? Okay, vraag 2. Die gelykenis van die 10 maagde is wyd bekend en baie geliefd by Bybelstudente. Wat leer hierdie belangrike verhaal ons oor eindtyd gebeure? Is dit belangrik dat die bruidegom se koms vertraag word? Watter lesse kan hierdie gelykenis ons oor ons individuele verhoudinge met Christus leer teenoor hoe Christus korporatief teenoor die kerk optree? Nou hierdie gaan ek bespreek in die bespreking hieronder. So asseblief gaan kyk na die bespreking, ek gaan 'n kommentaar daar los en ek gaan 'n paar aspekte daarin noem. Gesels asseblief daar saam met ons. Ek probeer dat ons hierdie les verder bespreek in die kommentaar gedeeltes en met mekaar deel wat ons dan daarso vind. Ietsie wat jy daarso wil sê voordat ons na die laaste vraag toe gaan? Nee, ek is reg. Okay. Die laaste vraag. Dink aan valse gewoontes wat in die Christendom ingeslyp het vanaf buite die geloof. Behalwe vir die vanselfsprekende een Sondag teenoor die Bybelse Sabbat, watter ander valse geloofsoortuigings het nog binne geslyp? Hoe het dit ingeslyp en wat kan ons doen om nie net onsself daarteen te beskerm nie, maar om ander te help om dit raak te sien vir wat dit werklik is? Op watter maniere is die 3 engele boodskappe juis 'n poging om mense te help om die valse geloofstelsel wat die kerk binne geslyp het raak te sien? Wel, in die 3 engele boodskappe word daar gepraat van die hoer met die beker van haar hoerery, wat valse leerstellings beteken, om ons te laat besef, maar hoor hierso, die hele wêreld loop verwonderd agter die dier aan. So die hele Christen wêreld het deel aan hierdie valse leerstellings. So kom ek gaan terug na die Bybel toe, en kyk wat sê die Bybel. Daar's natuurlik kinderdoop, wat 'n heidense gebruik was, wat nêrens in die kerk beoefen was in die eerste eeu nie, of voor dit nie. Wat is daar nog van jy kan dink, valse leerstellings? Een van die grootste valse leerstellings is ook die dood. Toestand van die dood? Die toestand van die dood. Ja. Want Satan wil hê ons moet glo dat ons hoe kan mens sê oneindig is. Ja. Dat 'n mens nie eintlik doodgaan nie. Dit was sy eerste leer geweest. Nee, jy sal nie doodgaan nie. Ja. Nee, ja. En ja, dit is hartseer hoe baie Christene dit glo vandag. Dit is so en hy gebruik dit as 'n baie groot en sterk wapen dat hulle nie die waarheid moet aanvaar nie. En natuurlik is daar baie in die Sevende Adventiste kerk is daar alleen wat insluip dat Jesus is nie God nie. Dat die Vader, die Seun, die Heilige Gees, hierdie is nie die persone hierdie 3 nie. Dat daar net een God is, en dit is net die Vader, en Jesus is nie God nie, en die Heilige Gees bestaan nie eens nie, wel as 'n persoon nie. En hoe 'n mense help is, om self die Bybel te studeer in hierdie onderwerpe, sodat jy ingelig kan wees, en hulle dan ook kan help met dit wat jy studeer het. Want dit is onkunde wat maak dat 'n mens val vir sulke leuns. Maar as jy die woord studeer in gebed, sal die Here die waarheid aan jou bring. Amen. Amen. Baie dankie, Wiets, vir jou ondersteuning, dat jy altyd die lesie saam met my doen. Wanneer ek jou so op 99 vra, ek waardeer dit. Baie dankie. Baie dankie ook aan elkeen van julle wat saam kom luister het. Baie dankie vir elkeen wat die duimelknopie druk, dit help ons geweldig baie en dit kos jou absoluut niks. So baie dankie dat julle dit vir ons doen. Die van julle wat ons ook finansiëel ondersteun of wil ondersteun, baie dankie.
Die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Baie dankie weer eens en mag die Here julle elkeen ryklik seën. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg en eer om hierdie lesie saam te kan deurgaan en met ander te kan deel. Dankie Hemelse Vader vir hierdie insigte wat ons kon kry en help wat ons sal besef, Here, dat ons U moet beskou as ons Maker God, as die een wat ons uitgered het, wat ons gevind het in ons sonde en ons sondes op onsself laat vergaan het en vir ons gesterf het op die kruis. Here, wat 'n groot offer vir sondaars soos ons, maar so het U ons lief gehad. Help ons Here asseblief om U ook terug lief te hê, elke dag meer en meer, en so ook U liefde met ander te deel. Ons dankie vir hierdie lesse in Jesus se naam. Amen.